Ons lewe in ernstige tye. Die Here Jesus kom eersdaags terug. Ons weet net nie wanneer nie, enige oomblik. Maar ons moet gereed wees. Ons kyk almal na ander mense. Wat doen die ander persoon? En dan vergelyk ons mekaar met mekaar. En so wil ons onsself verontskuldig. Maar die Here kyk na elkeen van ons individueel en ons gaan elke ene afsonderlik voor die regterstoel van Christus verskyn om verantwoording te doen vir ons dade. Die disippels het ook na mekaar gekyk. Petrus na Johannes gekyk. Ons lees in Johannes 21 vers 21 dat Petrus hy kyk na Johannes en hy sê, nou Here, wat van daai man? En die Here Jesus antwoord hom en hy sê vir hom, jy, volg jy my. En dit is wat die Here van ons verwag. Elkeen van ons moet die Here Jesus volg, want ek is verantwoordelik voor die Here Jesus vir myself, vir my dade. Ek moet sorg dat ek hom gehoorsaam is, dat ek hom welgevallig is. Die Here Jesus het gewaarsku, het gesê dat wanneer hy kom, dan sal daar twee mense wees in dieselfde bed. Die een sal aangeneem en die ander een sal gelaat word. Daar sal twee mense op die land wees, arbeiders. Die een sal geneem word, die ander een sal gelaat word. Dit is ons eie verantwoordelikheid om te sorg dat ons reg is. Ek kan nie in my man of my vrou se plek gaan staan nie. Ek is verantwoordelik. Ons elkeen sal ons eie pakkie dra. As ons nie gereed is as Jesus kom nie, dan sal ons geen verskoning hê. Ons het nou die geleentheid om reg te maak, om seker te maak dat daar is niks tussen my en Jesus nie. Ons moet die koste bereken. Die koste daarvan om Christus nie te ken nie, om hom nie gehoorsaam te wees nie, is die ewigheid en die verdoemenis en die hel weg van sy aangesig af. Dit is die koste. Ons moet nou gereed maak. Seker maak dat daar niks is wat tussen my en Jesus is nie. Wanneer Jesus gekom het, of wanneer ek dood is, wanneer ek gesterf het, en ons almal gaan sterf, ons weet net nie wanneer nie, maar wanneer daardie gebeur het, dan is dit vir ewig verby, dan het ek geen meer geleentheid om my saak met die Here reg te maak nie. Nou, hierdie oomblik is die wel aangename oomblik, en ek moet dit aangryp, ek moet die Here Jesus soek, nou terwyl hy te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Ons moet ons van ons sonde bekeer en die Here Jesus soek. Daar is net een pad om die Here te volg. En dit is, het gesê, bekeer jou. Wat is bekering? Bekeer is om jou weg te draai van jou sonde af, om jammer te wees daaroor, om dit te verwerp en om met berou, uiterste berou na die Here Jesus toe te gaan en te sê, Vader, Here, vergewe my asseblief. En hy sal ons vergewe en ons aanneem. En dan moet ons bekeer en ons moet ons laat doop. Ons moet hom gehoorsaam wees en ons moet hom volg. Ons moet doen wat die Here Jesus gesê het. As ons dit nie doen nie, dan sal ons nie in sy hemelkoninkryk ingaan nie. Ons het nou die geleentheid om seker te maak dat daar niks tussen ons en hom is nie. Die enigste manier om te weet hoe jou saak met Jesus staan, is bid en vra hom. Gaan nou na hom toe, sê, Here, hoe staan my saak met U? Bid tot hom. Sê, Here Jesus, help my asseblief, Here. Wys my as daar enige iets in my lewe is wat ek moet regmaak, sodat ek dit nou kan regmaak, voordat dit vir ewig en vir altyd te laat is.